Vanoggend wil ek by jou hoor, lyk jou gebedslewe. Waaruit bestaan jou gebed? Want het is maklik om te bid wanneer ons lewe in totale chaos is. Het is maklik om te bid wanneer daar 'n noodkreet in my hart is en ek sê, Here, ek weet nie meer wat se kant nie. En ons moet bid in daai oomblikke. Ons moet. Jesus Christus is ons enigste antwoord en oplossing in ons donkerste tye. Ons het geen ander keuse as om by sy voete te gaan sit in daardie oomblikke wat ek die nuus kry wat ek nie verwag het nie. In daardie oomblikke wat ek nie weet hoe ek deur my maand gaan kom nie, moet ek bid, want dit is waar my hoop lê. Maar ek wil iets meer vra vandag. Ek wil vandag ook by jou hoor, hoe lyk jou gebed in die tussendele? In daardie dele waar daar nie 'n noodkreet in jou hart is. In daardie dele wat jy selfs braaf genoeg sou wees om te kan sê, maar dit gaan eintlik nou goed. Daardie oomblikke wat jy eintlik niks op 'n lysie het om voor te bid nie. Hoe lyk jou gebedslewe dan? Is daar binne in jou 'n begeerte om vurig en kragtig en meer te kan bid? Om op daardie plek in jou gebedslewe te kom waar jy elke oomblik wat jy in die teenwoordigheid van die Here inbeweeg, voel jy kan saam met die engele en ouderlinge voor die troon van God buig en sê, heilig, heilig, heilig is die Here ons God. Want ek het weer eens 'n nuwe dimensie van hom ontdek. Van wie hierdie Vader is, wat vir ons so ongelooflik lief is. 'n Vader wat smag daarna om in 'n verhouding met ons te wees. 'n Vader wat smag daarna dat jy met vrymoedigheid op sy skoot sal kom sit en net wees. Waaruit bestaan jou gebed? Hoe bid jy? Bid jy enigstens nog? Jy mag dalk in 'n posisie wees en dit sien ons dikwels waar mense sê, ek kan nog nie bid nie. Ek weet nie wat om te bid nie, of ek weet nie wat om te sê nie. En hulle voel hulle het nie vrymoedigheid om enigstens eers hulle mond oop te maak nie, want hulle vergelyk hulle gebed met iemand anders en hulle dink, maar my gebed klink nie so vaart verlei nie. My gebed klink nie so lang of so mooi nie. En daarom bly ek eerder stil. Vandag wil ek jou aanmoedig. Selfs die disippels het vir Jesus gevra, Here, leer ons bid. Hulle het heel eers hulle hand opgesteek en aangemaak vir gebed en gesê, Here, ons weet, ons volg U, maar Here, kan U asseblief ons net leer om te bid? Ons wil so naby as wat ons kan aan die Vader hart kom. Leer ons bid. En Jesus het hulle nie uitgetrap nie. Jesus het nie vir hulle 'n leerstelling gegee nie. Jesus het vir hulle aanhaalbare gebed gegee om hulle te help. En hy het vir hulle gesê in Lukas 11. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat U naam geheilig word. En met hierdie een sin, plaas ons die naam van die Here bo elke probleem en bo elke uitdaging. Die naam van God dryf alle ander name weg, want dit is die naam wat oorwinning gee. Dit is die naam wat bo depressie staan. Dit is die naam wat bo jou probleem staan. Dit is die naam wat bo jou diagnose staan.
Dis die naam wat bo jou finansies staan. Dis die naam van oorwinning. Laat U koninkryk kom. Die koninkryk van die hemel kan vandag in jou lewe hier op aarde reeds 'n werklikheid wees. Die vreugde en die vrede wat in die hemel beskikbaar is en die wysheid is vandag vir jou ook hier beskikbaar. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. Die Here ken jou behoefte. Die Here verstaan waar is jou behoefte vir voorsiening, fisies en geestelik. En vergeef ons sondes. Want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. Vergifnis die moeilike pad om te stap en daarom nooi ons uit om dit telkens voor sy voete te kom sit. En laat ons nie in versoeking kom nie. 'n gebed so kort, maar so kragtig. Hoe lyk jou gebedslewe? Wat bid jy? In Markus 9 was daar 'n pa met 'n probleem. Dit was nie 'n heilige man nie. Sy knieë was nie deurgebid nie. Hy self was nie seker wat om te bid of hoe om te bid nie. Hy het 'n probleem gehad wat hy nie kon oplos nie en hy was by hoeveel mense vir advies en die probleem gaan nie weg nie. 'n Man wat uiteindelik ontdek het, maar daar is net een iemand wat iets hieraan kan doen en sy naam is Jesus Christus. En hy het na Jesus toe gegaan. Nie met die perfekte woorde nie, maar met 'n opregte gebed wat alles verander. Toe hulle weer by die ander disippels kom, sien hulle 'n groot menigte mense daar rondom hulle en skrifgeleerdes wat met hulle redeneer. Die hele menigte was verras toe hulle Jesus skielik sien en het nader gehardloop om hom te verwelkom. Hy het die skrifgeleerdes gevra, waaroor redeneer julle met my disippels? Een van die mense het hom geantwoord, meneer, ek het my seun na u toe gebring, omdat hy van 'n gees besete is wat hom stom maak. En elke keer as die gees hom gryp, gooi hy hom op die grond neer. Dan kry hy skuim op die mond en hy knars op sy tande en sy spiere trek saam. Ek het die disippels gevra om die gees uit te dryf en hulle kon nie. Jesus sê vir hulle, ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier na my toe. Hulle het die seun na hom toe gebring. Net toe die gees vir Jesus sien, het hy die seun geweldige stuiptrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan en rondgerol met skuim op die mond. Jesus het vir die pa gevra, hoe lank is dit al dat hy hom oorkom? Van kleins af, antwoord hy. En baie keer het die gees hom al in die vuur en die water gegooi om hom dood te maak. As u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus. Vir die een wat glo kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit. Help my in my ongeloof. Toe Jesus sien dat 'n menigte mense aangestroom kom, het hy die onreine gees skerp aangespreek. Jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie. Die gees het hom laat skree en ewige struikelblokke laat kry en toe uit hom uitgegaan. Dit het gelyk of die seun dood is, sodat baie mense gesê het, hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gevat en hom opgehaal en hy het opgestaan. Nadat Jesus huis toe gegaan het, toe hulle elkeen alleen was, het sy disippels hom gevra, waarom kan ons nie die gees uitdryf nie? Hy het vir hulle gesê, hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedryf word nie. So ons sien hier so 'n man wat in die doolhof van die lewe is. En maak nie saak watter rigting hy loop nie, hy loop homself vas en hy kry nie 'n oplossing of 'n antwoord nie. En vanoggend wil ek jou vra,
bevind jy jouself in hierdie doolhof. Waar jy maak nie saak watter kant toe jy draai nie, jy loop jouself vas. Jy kry nie die antwoord nie. Jy is desperaat vir uitkoms en dit kom nie. Dit raak vir jou moeilik, dit raak ondraaglik. En dit voel vir jou, jy kan vereenselwig met hierdie man wat van kleins af met sy kind sukkel. Want hoe lank moet ek nog hierdie verdra? Hoe lank moet ek nog hiermee stoei? Die lyding van 'n pa wat sien hoe ander ouers met hulle kinders buite bal speel, drome het vir die toekoms. Maar hy kan nie saampraat nie. Van die een vraag waarin hy konstant moet dink, wanneer kom die volgende aanval? Hoeveel van julle loop vandag met 'n wanneer vraag in jou hart rond? Wanneer kom hy deurbraak? Wanneer gaan hierdie ophou met my gebeur? Wanneer gaan dinge verander? En dit raak vir jou oorweldigend, want dit is jou realiteit. Wanneer kom die uitkoms? En dan bid hierdie man 'n eenvoudige gebed. 'n desperate gebed, maar 'n opregte, eerlike hartsbegeerte. As u tog miskien iets hieraan kan doen. As u tog miskien iets hieraan kan doen. As en miskien spreek nie van vertroue nie, maar dit vertel iets van 'n hart wat soekend is na die een wat die antwoord sal hê. Dis 'n opregte gebed. Daar's geen heilige woorde nie. Dis nie 'n lang gebed nie. Maar dit kom uit 'n diep plek uit sy hart uit. Die verwagting is ook nie groot nie, as jy iets kan doen. En dan laat ek my dink, dis soos so 'n vrou wat net aan die soop van sy kleed geraak het en geweet het, as ek net aan iets van hom kan raak, gaan dit alles verander. Want is dit nie wonderlik dat die krag om 'n situasie te verander nie afhang van die woorde wat uit my mond uitkom nie, maar die krag kom van die een wat dit hoor, die een wat dit alles kan verander. Hoe lyk jou as jy tog miskien vandag? Wat is daardie gebed wat jy net in moedeloosheid voor die Here wil kom sit en sê, Here, as jy tog miskien vandag net iets hieraan kan doen? Die Here wil jou uitnooi om hierdie opregte, eerlike gebed met hom te bid, met hom te kom praat en te gesels. Hy leer ons, juis in ons eie lewens, hoe vinnig reageer ons nie op die noodkreet van kinders om ons nie. Terwyl ons kinders babas is en hulle huil, is ons daar en ons probeer uitwerk wat is fout. Maar ons sit hulle nie weer neer en los hulle en gaan aan met ons lewe terwyl hulle weer skree nie. Ons bly by hulle, ons versorg hulle, ons vertroos hulle, ons vertroetel hulle, ons maak seker hulle het alles wat hulle nodig het. Hoeveel te meer sal God wat ons Vader is, nie ook so na ons kyk nie. Hy is nie net daar tydens jou noodkreet nie, hy is meer tyd daar. Hy is elke oomblik van elke dag daar en hy wil elke behoefte van jou aanspreek. Hy kan meer doen as net iets. Hy kan alles in 'n oomblik verander, want die krag lê by hom. Jesus staan nie daar en beoordeel hoeveel woorde jy gebruik het. Of jy heilig genoeg gebid het, of
jy teologies korrek was nie. Hy wil daardie las van ons afhaal dat jy voel jy bid nie reg nie, want voor hom kan jy net jouself wees. Voor hom vra hy, kom soos jy is. Daarom sê hy, dit is nie nodig, jy moenie 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Heidene dink omdat hulle baie woorde gebruik, verdeelende gebede sal verhoor word. Die Here wil jou vrymaak van daardie las, dat jy dink jy bid nie reg nie. Dit gaan oor die bedoeling van jou hart. Romeine 8 maak dit duidelik. Die Here kyk na die bedoeling van jou hart. Wat is dit wat in jou hart is op die oomblik? En selfs in daardie oomblikke wat jy nie meer weet wat om te bid of kan bid nie, weet ons die Heilige Gees pleit vir ons voor die troonkamer van God. Jy is nie een oomblik alleen nie. Jy is nie een oomblik sonder gebed of uit die teenwoordigheid van die Here nie. Hy is elke oomblik daar, want niks kan ons skei van die lewe van Christus nie. Die bedoeling van jou hart. Die Here hoor jou hart. En daarom nooi hy jou uit om met hom te praat. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade toe, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Kom almal wat moeg en oorlaai is en ek sal vir jou rus gee. Kom met vrymoedigheid na my toe en deel met my jou hartsake. Kom na my toe en ek sal jou vrymaak. Kom na my toe en ek sal jou genees. Here, help my. Help my in my ongeloof en die gebed. Hy bid dit, want daar het al soveel twyfel, sy geloof kom vertroebel. Hoe langer dinge gevat het om opgelos te word, hoe meer twyfel het ingesyfer. Vrees het deel geword, angs het sy companion geword. Twyfel was sy middelnaam. En daarom bid hy, help my in my ongeloof. Hier staan ek in die teenwoordigheid van die een wat alles kan verander en steeds stoei hy met twyfel. En daarom met die eenvoudige maar kragtige gebed, help my in my ongeloof. En Jesus kom en hy kom spreek onmiddellik die diepste noodkreet van sy hart aan, sy ongeloof. En hy herstel die man sy geloof in die krag van God. Die een wat alles onmiddellik kan verander en staan in sy teenwoordigheid. Stoei jy vandag met twyfel? Wil jy bid, Here, help my in my ongeloof terwyl ek sien hoe alles rondom my uitmekaar uitval. Here, help my in my ongeloof, al sien ek nie die toekomsprentjie nie, weet ek nie die toekoms bo my verwagting vir my beplan. Herstel my ongeloof, sodat ek U aanbid kan vat. Ons gebede maak 'n verskil. Hierdie pa het gebid, as hy tog miskien iets kan doen. En Jesus het meer kan doen as wat hy gedink het. Hy het sy ongeloof genees en ook die bose gees uit sy kind gedryf. Dit sê daar, Jesus het die kind aan die hand geneem en hom laat opstaan. Jesus wil jou hand vandag vat, sodat jy weer kan opstaan
In Jesaja 41 vers 13 staan daar, want ek, die Here jou God, gryp jou aan die regterhand. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Hy vat jou regterhand vir 'n rede. 'n soldaat hou sy regterhand in sy regterhand 'n swaard vas om te gaan veg. So wanneer Jesus sê, ek vat jou aan die regterhand, sê hy daarmee, ek vat nou die geveg vir jou oor. Die een wat dit reeds oorwin het aan die kruis, veg vir jou. Jesus gebruik die woord, slegs deur gebed kan dit verander. En dit beteken, die woord hier spesifiek, om in die rigting van God te bid. Om totaal en al afhanklik te wees van hom. Die disippels het hom gevra, maar hoekom kon ons dit nie reg kry nie? Die Here het vir hulle die autoriteit gegee van Markus 6 af. Maar hier staan hulle voor die bose gees en hulle kon dit nie doen. Want hulle het in hierdie oomblik vergeet. Hulle is steeds afhanklik van God. Hulle wou die werk van Jesus doen sonder Jesus. Bid in die rigting van die een wat hoor en van die een by wie die krag lê om alles te verander. Gaan vra dat jy jou oë sal toemaak. Here Jesus, vanoggend sit ons hier, verskillende mense, verskillende plekke in ons lewens. Here, en so lyk elkeen se geloofsreis ook soveel anders as die een langs ons in. Here, vandag wil ek kom bid vir elkeen wat hierdie diep noodkreet binne hulle het. Wat sê, as U tog miskien net iets hier aan doen. Here, dat U dit onmiddellik in 'n oomblik sal verander. Here, kom stap deur ons harte en ons gedagtes, soos wat U deur die strate van Galilea gestap het. En kom verander die wêreld om ons. Net soos wat U ons ongeluk sal omskakel in 'n geloof in 'n totale afhanklikheid van U. En daarom bid ek nou in die naam van Jesus Christus, dat elke probleem en elke uitdaging waarvoor ons vandag mag staan, nou sal stil word in die naam van Jesus Christus. Mag daai storm in jou lewe stil word. En mag jy hom sien in die donkerste oomblik. Mag die lig die duisternis uitdryf. Here, ons gee vanoggend al die eer en al die glorie in die naam van